Kom ons word nou stil voor die Here. Met die votum verklaar ons openlik ons afhanklikheid van en ons gerigtheid op God. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat trou bly tot in ewigheid en die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. En so pas dit ons ook dan vandag, hier dat ons by mekaar is, om onsself te verootmoedig voor die Here en na sy heilige wet te luister, soos hy dit laat opteken het in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode
voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dankie dat ons vandag kon optrek na u huis toe en dat hierdie feesdag aan ons geskenk is. Ons dankie dat ons volgens die woorde van hierdie psalm nie net wel is nie, nie net salig is nie, maar besonder gelukkig is. Ons dankie dat u woord tot ons spreek, dat wanneer ons dors na u waarheid en u geregtigheid, dan is u self ons fontein. Ons dankie dat u woord soos die reën nie leeg na u sal terugkeer nie, maar die vrug sal dra waarvoor u dit bestem het. En dat elkeen van u kinders wat u uitverkies het, eendag voor u sal kan staan. En daar die woord inslag vind in hulle lewe. Ons maak dan vandag ook
met vrees die woord oop, met ontzag, want dit is die heilige woord van u Seun Jesus Christus. En ons bid dat die Heilige Gees met ons sal wees met die oopmaak van daardie woord. Dat dit nie maar net nog 'n Bybellesing sal wees nie, dat dit nie maar net nog 'n verklaring van daardie Bybelgedeelte sal wees nie, maar dat die Gees kragtig in ons midde sal werk. Ten spyte van ons hardhorendheid en ten spyte van die onbekwaamheid van hierdie prediker en ook al die ander predikers dwars oor hierdie land en hierdie wêreld. Seën hulle lippe, Hemelse Vader. En ons bid dat u ons sonde sal vergewe, want inderdaad, wanneer ons hier voor u staan, as dit nie is vir die glans en die heerlikheid en die geregtigheid van ons Here Jesus Christus nie, dan sou u ons nie kon aansien nie. En daar's geen een van hierdie gebooie waar ons nie skuldig aan staan nie. Werk dan nou kragtig in ons midde, Hemelse Vader, deur die Gees van ons Here Jesus Christus, en dit wat ons hoor, en dit wat ons glo, mag sy naam verheerlik word, in daardie naam waar ons ook vergifnis van ons sonde ontvang. Amen. Ons gaan vandag 'n bietjie in die geskiedenis van Jakob in, bekende Bybelfiguur, seun van Isak, kleinseun van Abraham, broer van Esau. Ons weet, soos ons Bybelgeskiedenis ken, dat Jakob oral waar hy gekom het, selfs nog voor sy geboorte al begin het om allerhande planne te maak, begin het ook om homself ten koste van ander mense te bevoordeel. En daar was natuurlik die groot uitstaande saak tussen hom en sy broer Esau. Nou lees ons in Genesis 32 dat Jakob op pad was na sy huis, maar dat hy by Esau verby moes kom. Jakob het ook verder gereis en die engele van God het hom ontmoet. Toe hy hulle sien, sê Jakob, dit is 'n leer van God, en hy het die plek Mahanaim genoem. En Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land Seir, in die landstreek van Edom, en aan hulle bevel gegee met die woorde, so moet julle aan my heer aan Esau sê, so sê Jakob die dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban en daar gebly tot nou toe. En ek het beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf en my heer dit laat weet, sodat ek guns mag vind in u oë. En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau gekom en hy trek u alreeds tegemoet en 400 man saam met hom. Toe het Jakob baie bevrees en benoud geword, en hy het die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en beeste en kamele in 2 laars verdeel, want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom en dit verslaan, sal die laar wat oorbly vry raak. En Jakob het gesê, o God van my vader Abraham en God van my vader Isak, o Here, wat my beveel het, gaan terug na jou land en jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan die knegt bewys het, want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek en nou 2 laars geword. Red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders. U het tog self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat vanweë die menigte nie getel kan word nie. En hy het die nag daar oorgebly en van wat in sy besit was, 'n geskenk geneem vir sy broer Esau. 200 bokooie en 20 bokke, 200 skaapooie en 20 ramme, 30 kameelkoeie wat in die melk was met hulle kalfies,
40 koeie en 10 bulle, 20 eselinne en 10 jong esels. En hy het hulle aan sy dienaars afgegee, elke trop afsonderlik, en aan sy dienaars gesê, trek voor my uit en laat 'n plek oop tussen trop en trop. Daarop gee hy aan die eerste een bevel en sê, as my broer Esau jou teekom en jou vra, aan wie behoort jy en waarheen gaan jy en wie sin is die goed daar voor jou, dan moet jy antwoord, u dienaar Jakob sin. Dit is 'n geskenk wat hy aan my heer Esau stuur, en kyk, hy self kom ook agter ons aan. En hy het ook bevel gegee aan die tweede en aan die derde en aan almal wat agter die troppe geloop het, gesê, net so moet julle Esau antwoord as julle hom kry. Julle moet sê, kyk, ook die dienaar Jakob kom agter ons aan, want hy het gedink, laat ek hom versoen met die geskenk wat voor my uitgaan en daarna sy aangesig sien. Miskien sal hy my in guns aanneem. So het die geskenk dan voor hom uitgegaan, maar hy self het die nag in die laar gebly. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy 2 vroue en sy 2 slavinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van die Jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly. En 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heubeen, sodat die heubeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup. Daarom eet die kinders van Israel die heupseëning wat aan die heupbeen is tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit.
Genesis 32, vers 24, 'n man het met hom geworstel. Broeders en susters, weet hier aan die begin van hoofstuk 32 herinner Jakob my so baie aan die ja maar gelowiges. Ek sluit myself daarbey in. Die ja maar gelowige sien die engele magte by Mahanaim, sien die leer van God. Die ja maar gelowige sing Psalm 91, soos ons dit so pas gesing het. Rondom jou reis die engele voet met liggewekte tree, hulle kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy weë. Die ja maar gelowige bely die krag van gebed en sal saam met Jakob tot die God van die verbond bid en sê, Here, red my. Maar dan tog voortgaan om homself te probeer red. Tog maar voortgaan om op sy eie bene te probeer staan. Ten diepste glo die ja maar gelowige dat God diegene help wat hulle self help. En daarom maak Jakob allerhande planne om van sy broer te ontkom. Esau wat deur Jakob bedrieg was, het meer as genoeg rede gehad om met Jakob af te reken en hy was op pad. Esau het klaarblyklik reeds Jakob se bewegings geken en hy het 400 man byderhand gehad. Genoeg om Jakob se hele geselskap uit te wis, man, vrou en kind. Jakob verdeel sy laar, sodat almal nie op een slag getref sal word nie. Jakob stuur omkoopgeskenke, bokoeie, ramme, skaapoeie, kameelkoeie, mettelike kalfies, koeie en bulle, 20 eselinne, 10 jong esels, saam met die mooi kruiperige woorde om Esau se guns te wen. Hier is 'n geskenk van u dienaar Jakob aan my heer Esau. Benoude kat maak benoude spronge, sê die spreekwoord. Maar dit help nie, want Jakob kan daardie nag nie slaap nie. Wie van ons ken ook nie die slapelose nagte nie? Daar kan baie redes voor wees. Geldjies het opgeraak, jou dinge by die werk nie meer uit nie, jy kan nie vorentoe kom nie, het voel vir jou asof jy in gom swem, jou kinders is in die moeilikheid, jou huwelik is op die rotse. Jy word skielik wakker en jy dink dit is al 6 uur en dan kom jy agter, dis nou eers 1:30 en dan lê jy daar, terwyl jou gedagtes in die ronde tol en hoe meer jy jou probleme probeer deurdink, hoe groter word hulle. Jakob het dieselfde nag opgestaan en sy 2 vroue en sy 2 slavinne, sy 11 kinders geneem en deur die drif van die Jabok getrek, ook het hy laat oortrek aan wat hom behoort het, maar Jakob het alleen agtergebly. Alleen, maar ook nie alleen nie. Jakob het aanvaar dat hy alleen was, maar hy was nie. Skielik, onverwags kom hy agter, daar is nog iemand by hom en die man gryp hom vas. Jakob droom nie hierdie keer nie. Dis nie soos daardie nag by Bethel, die nag toe hy met sy kop op die klipkussing geslaap het nie, en van 'n leer gedroom het en dit was 'n leer wat tot aan die hemele reik. Nee, hierdie was nie 'n droom nie. Die man het hom vasgegryp, nie 'n spook nie. Nee, 'n persoon met 'n liggaam met arms en met bene. Maar hy is terselfdertyd ook meer as 'n mens. Hy is ook God. Ons lees dit in vers 28. Hy is ook God. Jakob word vasgegryp deur die God-mens. Geliefdes, ons Bybel ken net een persoon. Ons belydenis ken net een persoon wat ware God was. Ken net een persoon wat terselfdertyd ware mens was. En dit is ons Here Jesus Christus. In sy boek
verwys die profeet Hosea na hierdie gebeurtenis in Genesis 32, en hy skryf ook dat Jakob met God in 'n worsteling was. En dan voeg hy by, hy het met die engel geworstel. En dan word engel deur die vertalers vir ons Bybel met 'n hoofletter gespel. Nie sommer enige engel nie, maar die engel van die Here. Soos hy telkens in die Ou Testament aan ander verskyn het, aan Sara, aan Abraham, aan Moses, aan Josua, aan Gideon, dit was Jesus Christus. Ons lees in Kolossense 1 vers 15, hy is die beeld van die onsigbare God. Hy is die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Ons teksvers sê, 'n man het met hom geworstel, die seun van God in menslike gedaante, eeue voor sy eintlike vleeswording deur die maagd Maria, worstel hy met Jakob. In die brontaal dra die woord worstel die betekenis van om vol stof te raak. Skielik daardie nag lê die heilige seun van God sy hand op Jakob en sit 'n stoeigeveg met hom aan die gang en saam rol hulle in die stof van hierdie aarde. Dit is belangrik dat ons hieraan sal vashou, dat Jakob het nie met die man begin stoei nie, dit is die Here wat met Jakob begin stoei het. Broeder en suster, miskien as u die Here ken, het jy ook 'n verhaal van die nag of die dag wat die Here Jesus sy hand op jou gelê het. Miskien as jy die Here ken, was jy ook al in 'n krisis en het jy die hand van die Here gevoel. 'n Man het met Jakob geworstel en het hou net aan en aan. Dan hierdie greep, dan daardie een, probeer jou hier loswikkel, dan word jy daar vasgevat en het tap al Jakob se energie. En het hou net aan en aan tot dagbreek, het ons gelees. Jakob was nie besig om met die man te stoei sodat hy geseën sal word nie. Die man was besig om met Jakob te stoei sodat hy sy lewe kon kry, sodat hy Jakob tot die besef van sy nietigheid kon bring, sodat hy Jakob tot die besef kon bring dat hy arm is, dat hy hulpeloos is en dat hy uit sy eie tot niks in staat was nie. Sodat Jakob kon kom daar waar die apostel Paulus in 2 Korintiërs 12 was, nadat ons weet nie hoe lank hy met die Here oor 'n doring in sy vlees geworstel het nie. Sodat hy uiteindelik kon sê, as ek swak is, dan is ek sterk. Solank Jakob nog sy eie planne op daarop staat gemaak het, op sy eie krag staat gemaak het, beteken hy niks vir die Here. En so is dit met ons ook, geliefdes. Daar is niemand van ons wat te swak is om vir die Here diensbaar te wees nie. Maar die wat in hulle eie krag roem, beteken niks nie. Die wat stewig op hulle eie bene staan, die wat blyk dat hulle die Here nie nodig het nie, dit is hulle wat die Here self nie nodig het nie. Stewig in hulle geld, veilig in hulle mediese fonds, gelukkig in hulle skoonheid, bewonder deur die hele wêreld. In Johannes 15 vers 5 sê die Jesus vir sy disippels, sonder my kan julle niks doen nie. Die Here Jesus Christus het met hom geworstel tot dagbreek. Hierdie was geen gelyke geveg nie. Die Here Jesus kon hierdie stryd ter enige tyd beëindig het, en met dagbreek het hy ook 'n einde daaraan gemaak. Ons kan seker hierdie vergelyking tref tussen hierdie geveg en die stoeigevegte wat ek met my kleinseuns het.
Jong knapies wat iemand soek om hulle kragte teen te toets, dit is geen gelyke geveg nie, want oupa is nog veels te sterk, veels te ervare, maar die gestoei hou aan en aan, want oupa is geduldig met hulle. Oupa wil hulle nie werklik seermaak nie. En solank oupa geduldig is, solank hou hulle aan. En so is die Here se geduld met Jakob. Die geveg hou aan, maar daar kan net een einde wees. Ons vertaling lees dat Jakob net voor dagbreek op die heupbeen geslaan is. Jesus het Jakob op die heupgewrig geslaan. Die Hebreëse woord verslaan kan ook anders vertaal word. Dit kan ook vertaal word met aanraak. Die Here het Jakob se heup aangeraak en dit het uit potjie geraak. Trouwens, dit word ook so in die meeste Engelse Bybels vertaal, he touched the hollow of his thigh. 'n blote aanraking is genoeg om Jakob krepeel te maak. Jakob kan nou skaars op sy eie bene staan. Nie net dit nie. Jakob se lewe was in gevaar, want die dag was besig om te breek, die son was aan die opkom, en u weet en ons weet, niemand kan God in sy volle heerlikheid sien en bly lewe nie. En verder lees ons dan ook dat Jakob die plek Peniel genoem het, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig en tog is my lewe gered. En dan weet ons, Jakob het dit net gemaak. Tog, tot op die laaste het hy vasgeklou. Selfs nadat sy heup uit potjie gesit was, het Jakob bly vasklou. Ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Daar hang Jakob, gestroop van alles wat hom sterk gemaak het. Sy planne, sy besittings, die krag in sy eie bene, sy liggaam nou so slap soos die van 'n lappop, maar hy klou vir lewe en dood, hy klou eintlik vir lewe. Hy klou vir die lewe wat net van die God van die verbond kan kom. Jakob laat my dink aan die apostels in Johannes 6, toe die Here Jesus vir sy disippels gevra het, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Na wie toe sal ons gaan? Net so het Jakob ook nêrens anders gehad om heen te draai nie. Daar is net een by wie daar enige seën was en daarom hou hy vas. Hy hou vas vir al wat hy werd is. Ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Iemand anders het Jakob se omstandighede reg opgesom. Jakob was die grypende gegrypte. God het hom in sy greep beet gekry en nou klou Jakob so al wat hy kan. Al worstelende, al stoeiende het Jakob tot dusver deur sy lewe gegaan, gedurig aan die plan maak, planne om mense te uitoorlê, om sy broer se eersgeboorte reg in die hande te kry, om sy vader se seun te verkry, om sy oom Laban te uitoorlê. Jakob het teen mense gestry en oorwin, maar die geveg met God laat hom krepeel. Krepeel en wenend en smeekend. Volgens Hosea 12, wenend en smeekend. Seën my asseblief. En daar is vir ons ook geen beter posisie om in te wees nie, geliefdes. Krepeel, gestroop van alle selftrots, alle selfgenoegsaamheid, gestroop van die houding van ek sal self regkom, dankie, gestroop van daardie ja maar houding, ek weet dat daar 'n Here is en ek bid soms tot hom, maar ek sal tog self probeer om reg te kom. Ons weet mos, ons geneesheer het nie gekom vir diegene wat gesond is nie. Hy het gekom vir die blindes, vir die wat weens omstandighede gevangene was.
Hy het gekom vir diegene wat lam en krepeel is. So as u lewe vandag uit lidheid is, as jy vandag sukkel om op jou eie bene te staan vir watter rede ook al, gesinsomstandighede, gesondheid, finansies, as jy vandag in die gevangenis van jou eie sonde krepeer, en jy weet dit, en jy weet al wat jy kan doen, is om aan die Godmens vas te gryp en vir lewe en dood te klou. Dan is jy 'n geseënde mens, en dan kan jy God se seën verwag. En dan kan jy ook nie meer soos Jakob met sy ou naam bly sit nie. Jy weet in die Bybelse tyd dat die mense se name ook hulle karakter beskryf. Jakob beteken hakskeen-gryper. Jakob was 'n bedrieër. Nou sal hy Israel genoem word. Die L in Israel verwys na God, net soos die L in Elohim. Net soos die naam Bet-El, huis van God beteken. Isra beteken om te veg, om te oorwin en om te heers. Jakob se naam is nou Israel. God veg, God oorwin, God heers. God is nou die gesag in my lewe. Broeders en susters, daar is sommer baie mense vandag wie se lewe uit potjie is. Trouwens, as jy mooi kyk, sien jy hulle oral. Blindes, verslaafdes, geweldenaars, vloekendes, krepeles, angstiges, grootpraters en bedrieërs. Baie wat dit is en dit nie besef nie. Daar is egter min wat soos Jakob 'n ander naam gekry het. Daar is min wat vandag krepeel loop, wat vandag in volle afhanklikheid krepeel loop, min wat soos Jakob 'n nuwe dagbreek krepeel tegemoet loop en weet dat hy of sy deur die Here geseën is. En dat sy naam nou Israel is, God oorwin. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons hoor die woord van troos orals. Ons hoor dit daar waar ons die Bybel oopmaak en lees. En U het deur die profeet Jesaja laat skryf dat U die geknakte riet nie sal breek nie en dat U die lampet, die dowwe lampet nie sal blus nie. En U weet van ons en U weet elkeen se omstandighede in hierdie gemeente, almal wat hierdie woord hoor, die dowwe lampete, die geknakte riete. Ons dank U vir ons Here Jesus Christus. Ons dank U dat ons al wat ons kan doen, ons hande uitsteek. En soos die blinde daar langs Jerigo uitroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Ons dank U dat U nie aansien wie ons is nie, maar dat U daardie uitgestrekte hande raak sien. En selfs daar waar die man langs U gekruisig was, daar waar hy nie 'n hand gehad het om uit te steek nie, selfs daar was U Seun Jesus Christus hom genadig. Wat 'n wonderlike God. Ons rig ons oë op na hom daar aan U regterhand. Ons rig ons oë op na hom wat ook nou vir ons intree in ons swakheid. En ons bid Hemelse Vader, dat U met elkeen sal wees, wat hom in geloof aanroep. Amen.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Amen.